So Anton, ons gaan vandag selfsny en selfbesering bespreek. Ek dink meeste van ons, wanneer ons hierdie woorde hoor, koppel ons dit aan adolessente. Dis 'n adolessente is 'n probleem hierdie. Um waar kom dit vandaan en hoekom doen hulle dit? Dit is tog maar altyd die vraag is hoekom sal iemand hulle self wil seermaak? Ek dink dat ons is deels korrek as ons dink aan adolessente, want ek dink die meeste van selfbesering begin met adolessente. Wat 'n belangrike punt daar rondom is, ons kan baie maklik dink dat jong meisies doen dit baie meer as jong tienerseuns, maar die navorsing wys vir ons dit is nie regtig dat daar 'n verskil is nie. Mans, vroue, daar's nie 'n verskil daartussen nie. En ek dink die ander gedeelte daarvan ook is dat alhoewel dit baie keer in hierdie jonger tye in 'n mens se lewe waargeneem word, soos in jou adolessensie jare of selfs as 'n jong volwassene, kan dit in enige tyd in enige persoon se lewe plaasvind. En dit het ook nie dis ook nie afhanklik van jou sosio-ekonomiese status of jou kulturele agtergrond nie. Um, want daar is duidelike tekens reg oor verskillende gemeenskappe waar dit plaasvind. En dan nou dat die 300 000 rand miljoen vraag is, maar hoekom sal hulle mense doen? Want mense kan verstaan dat iets dit met verligting of dat jy wil die pyn wat jy ervaar is so seer dat jy wil liewer jouself nog seerder maak, daai soort van wil sin maak. Maar wat sê die navorsing? Wat sien jy in jou praktyk? Ek dink dit is definitief 'n teorie wat mense sê ek het nie emosionele pyn nie, so as ek myself fisies seermaak dan voel ek die pyn. En baie keer sal mense sê daar's 'n sekere release wat plaasvind. Dit is asof hulle die pyn wat hulle wel ervaar, hulle vrymaak van ander pyn wat hulle ervaar. Maar ek dink daar's 'n paar baie belangrike onderliggende teorieë en faktore wat 'n rol speel. Die een is emosionele regulering. So dit is dat soms mense hulle self seermaak as hulle baie intense emosies ervaar, soos dat hulle baie kwaad is, dat hulle baie hartseer is, angstig is, of die een wat ons nou ook genoem het, net hierdie emosionele doodheid. Daar's net nie emosionele ervaring nie. En dan gee hierdie fisiese pyn hulle hierdie tydelike verligting van hierdie intense emosionele ervarings wat hulle het. Soms is dit ook dat mense hulle self seermaak om hulle self te straf. Hulle mag skuldig voel oor iets wat hulle glo hulle verkeerd gedoen het. Hulle mag skaam voel, of ander mense se negatiewe kommentaar kan maak dat hulle so negatiewe ingesteldheid teenoor hulle self dat hulle glo hulle moet gestraf word vir iets of vir wie hulle is. Um en dit is baie moeilik om dit teen te gaan want dit word baie keer 'n sterk narratief, 'n sterk stem in hierdie persoon se lewe dat daar iets fout is. Natuurlik gaan baie van hierdie ook saam met verhoudinge. As daar verhoudinge is wat skeefloop, as daar 'n ervaring is dat jy verwerp word deur iemand anderste of dat jy voel jy is nie goed genoeg nie, kan dit ook soms 'n manier wees om vir hulp te vra of om die ander persoon se aandag te kry deur jouself seer te maak, en dit kan wees deur jouself te sny byvoorbeeld, maar dit kan ook wees op ander maniere soos byvoorbeeld om 'n oordosering medikasie te neem. Vir ander mense gee dit weer 'n gevoel van beheer. Hulle kan ervaring kry van ek het 'n klomp dinge wat buite my beheer is. Ek voel dalk oorweldig by die werk of in die skool en so voort. Maar as ek myself op my been sny of hier op my heup waar niemand dit sien nie, dan het ek meer beheer daaroor. En ek dink die ander laaste punt ook is dat soms is dit ook dat persone voel so half uit hulle liggame uit, dat hulle voel hulle dissosieer, en die enigste manier hoe hulle weer in kontak met hulle liggaam kan kom, is deur fisiese pyn. Dit maak vir jou sin dat vir mense wat buite hierdie staan, is dit 'n dis 'n baie vreemde ding as jy dit nie self ervaar of weet hoe dit voel of dit al gesien het nie. En ek dink baie keer wanneer 'n geliefde of die persoon wat saam met die persoon bly, soos 'n ouer of 'n geliefde, nou agterkom dat die persoon wat hulle so lief is voor is besig om hulle self te beseer,
die eerste reaksie is gewoonlik weet die totaal en al verstomming en verwarring en woede, want hoe kan jy so iets aan jouself doen? Wat sou jy sê, want dit is baie moeilik vir mense wat hulle self seermaak om vir hulp te vra. So wat sou jy sê is daai eerste stap, die mense, die geliefdes om hulle, hoe kan hulle hulle oortuig om vir hulp te gaan? Ek dink dis baie keer 'n groot skok vir geliefdes as hulle uitvind so iets vind plaas. En baie keer as dit 'n tiener is of 'n jong persoon is, hulle steek dit baie goed weg. Hulle sal hulle self byvoorbeeld sny op plekke waar dit nie gesien kan word nie. Um en ek dink dit is ook soms vir ouers of familie 'n gevoel van skaamte. Ons wil nie ander mense moet uitvind nie. So die probleem is dit word dan nog meer geheim gehou. Ek dink die belangrike punt is dat mense dit moet sien in die konteks baie keer van ander emosionele of sielkundige psigiatriese probleme wat daar wel onderliggend kan wees. Dit kan enigiets wees van 'n angsversteuring, 'n depressiewe episode. Dit kan gaan met sekere sterk persoonlikheidstrekke, maar ek dink ook soms net as daar 'n krisis in 'n persoon se lewe is en hulle het hierdie amper gevoel van waardeloosheid wat daarmee kan saamgaan. En natuurlik dink ek ander tipe gedrag wat baie keer daarmee saamgaan as iemand sukkel om hulle emosies uit te druk, as hulle onseker is hulle oor hulle eie identiteit. En dit is amper 'n manier om net iets te sê van, "Sjoe, hierdie is moeilik vir my, maar ek kan dit nie in woorde sê nie." En natuurlik baie keer is dit baie impulsief ook. Um ek dink baie keer word die omgewing ook misgekyk, want ek dink dat baie verhoudinge wat nie alleen skeef loop nie in terme van romantiese verhoudinge, maar kom ons sê in 'n skool opset waar 'n persoon geboelie word, waar daar baie min ondersteuning is, kan hierdie persoon nog baie meer weerloos voel en kan dit lei tot 'n vorm van selfbesering. En ek dink dan ook met mense in ag neem dat soms is daar persone wat psigotiese episodes het, wat met ander woorde kontak met die realiteit verloor. En in daardie episode kan hulle dalk iets doen wat hulle self daar kan 'n selfbesering plaasvind. En mense kan terugdink aan iemand soos Vincent van Gogh. Mense kan dink aan Prinses Diana wat haarself beseer het, wat sy later erken het, Angelina Jolie. En ek dink weet Amy Whitehouse, dis definitief mense wat bekende figure is, maar dit beteken nie daarom dat alles mooi in plek is nie. En hulle het hulle eie struwelinge, soms net in terme van dat hulle sukkel met hierdie oorweldigende aandag wat hulle kry van buitekant af, of mense wat baie kommentaar lewer of op hulle verhoudinge of wat hulle doen. Of ook dat daar soms net 'n gevoel is van ek is nou hier, almal kyk na my, almal het die hoë verwagtinge van my, maar ek is nie werd nie. Hulle dalk 'n baie lae self-esteem, selfwaarde onderliggend aan dit. Maar soos jy praat, besef ek die punt bly staan of mense nou skaam is daaroor of nie. Mense gaan moet hulp kry en die wonderlike nuus is dat ek bedoel daar is hulp. Julle is opgelei, julle professionele mense is opgelei om vir mense vaardighede aan te leer oor hoe om te kan cope juis met die stresore van die lewe. Maak nie saak hoe erg dit voel nie. Um hierdie is ook nie vir jou iets vreemds nie. Jy gaan nie dink dat iemand is vreemd wat hulle self beseer of iets, dit is nie vir jou jy weet wat ek dink mense dink, wat gaan hierdie persoon vir my dink en hulle gaan dink ek is swak en ek kry dit reg nie en dis so jammer vir my want dit is nou juis hoekom daar professionele mense is omdat jy nie so dink nie en dit is iets wat jy kan mee help. O nee, verseker. En ek dink dis baie belangrik dat sommige persone wat hulle self beseer voel baie skaam daaroor, steek dit baie goed weg en baie mense ander is weer baie openlik daaroor. Dat hulle self eintlik tentoon wil stel op die manier hoe hulle self beseer. En op 'n manier is dit amper 'n manier om aandag te kry. En ek bedoel dit nie op 'n slegte manier nie, maar dit is eintlik 'n statussimbool in die gemeenskap tussen 'n groep vriende en so voorts wat hulle self bevind. En baie keer sal mense dalk later in hulle lewens dit toemaak met tatoeëermerke of so voorts. Of hulle kan ook net sê, weet jy wat, hierdie is 'n teken van daardie tyd in my lewe wat so verskriklik sleg gegaan het, maar ek kan nou terugkyk en met die hulp wat ek gekry het en besluite wat ek geneem het, weet is hierdie
snymerk op my arm of op my heup en so voort is 'n teken, 'n skaar wat ek dra, maar dit is ook om eintlik vir myself te sê ek is nou op 'n beter plek. Dit maak verskriklik baie sin. So mense as jy so iets sien, as jy weet daarvan, probeer maar saggies met die persoon werk. Mens weet nie hoekom iemand dit doen nie. En indien iemand enige vrae het, jy kan 'n e-pos sien na lise@wsek.co.za. Sê baie dankie aan Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige van Stellenbosch. Al sy besonderhede is hier beskikbaar by hierdie gesprek. Deel die gesprek, mense weet nooit wie het nodig om dit te hoor nie. En kyk mooi na jouself.